Ontdek jou skepingsdoel met Trinity Truth deur pastoor Karen Meiburg, maandag om 1900. Welkom by die Trinity Truth program. My naam is Karen Meiburg en vandag gesels ons bietjie oor wanneer dit te moeilik is om bo uit te kom. Nou vertel bietjie vir my, hoe lyk jou skedule vir die jaar? Want baie van ons sê, dit lê soos 'n berg voor my. Ek wens hierdie jaar wil nou net klaar kry. Ek het genoeg gehad. Ek is oor dit. Ek het 'n matriekkind deur die eksamen gebid. Ek het baie druk by die werk met projekte wat moet klaarkom. Ek het baie hou gevat hierdie jaar. Hierdie jaar het te vinnig gegaan. Almal is geïrriteerd om my. Ek sukkel om kop bo water te hou en ek is net so moeg. So kom ons sluit die oë. Here, jy sê daar in die woord Psalm 24 dat wie mag opkom na die berg van die Here toe? Jy sê die wat skoon is van hande. So Here, ons kom nou en ons vra U, Here, kom reinig ons asseblief met die bloed van die lam. Here, kom breek die woord vir ons oop met die Heilige Gees, sodat verandering in ons hart kan plaasvind. Dankie Here, dat U 'n God is, wat vir ons dinge openbaar. En ons sit nou en ons sê, Here, leer ons asseblief. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. So ek vat jy gou in 'n oomblik in wat ek 'n bergervaring gehad het. Ek was ooit by graad 8 gewees en ek kan onthou as jong meisie, het ons gaan kuier by familie in Kaapstad. En ons het besluit om op te gaan by Tafelberg. Nou daar's 'n sê ding wat sê, as die weer reg is, gaan jy vandag nog op berg toe, want dit kan skielik verander en vir dae lank so aanhou. So ons het net voor sonsondergang by die familie aangekom, so die plan was dan om die volgende oggend vroeg op te gaan berg toe. Maar toe ons opstaan, was dit mistig, en ons moes ons plan verander. Ons het besluit om ander besienswaardighede te gaan sien, en later het die weer oopgetrek, en ons het besluit om tog die oorspronklike plan te volg. So ons het egter nie die regte skoene aangehad nie, maar dit was te ver om te draai, en berg toe sou ons gaan. Nou daar aangekom het ons besluit om Tafelberg te voet uit te klim, tot by die kabelkar se boonste stasie. Lekker braaf, nie? En dit was nou 'n uitdaging gewees, want die platte kliproete het ons nie geweet nie, dit vat gemiddeld 1 uur en 'n half tot 3 ure toe. Nou dit was styl gewees, opdraandes met min water wat ons saamgevat het, te min, maar dit was tog 'n veilige roete en dit was goed gemerk gewees, jy het geweet waartoe jy moet gaan. Nou ek onthou so goed die gevoel wat ek gehad het toe ek uiteindelik bo op Tafelberg staan. Voor my die see wyd oopgelê, eindeloos. Skepe wat massief was, het gelyk soos klein speelgoed skepe op die water. En dan 'n sagte windjie wat my warm liggaam afgekoel het, en dan die koue water wat ek gekoop het by die restaurant, het my dors geles. Die prys wat ek betaal het, die blaase op my voete en my bors wat brand, was op daardie oomblik vergete. Ek het vergeet wat dit my fisies gekos het om daar te kom, want die uitsig het alles die moeite werd gemaak. Nou bo op die berg kon ek diep asemhaal. Die pyn wat verdwyn het in die lig van beloning, die vreugde daarvan om die hoogte te bereik, was woordeloos wonderlik gewees. Nou, ek hoop in die volgende 20 minute dat jou visie sal verander, sodat jou hart kan verander en genesing kan plaasvind op plekke waar jy dit nodig het, en selfs op daardie plekke waarvan jy nie vergeet het. Ek bid dat jou gedagtes kan verander van 'n slagoffer na oorwinnaar toe. En dan jy is gemaak om in vryheid te handel en te wandel. Psalm 37 vers 3 sê, vertrou liewer op die Here en doen wat reg is, woon en werk rustig voort.
Nou, as ek hierdie skrifgedeelte so lees, dan voel dit vir my, ek gaan terug in die oomblik in, waar ek bo op die berg gestaan het, en die koel water kon afslag in my warm lig, en my bors wat brand. Is dit toch nie eens almal se begeerte om rustig te werk en te woon nie? So wat is die berg tussen jou en die plek van woon en werk rustig voort? Dit wys in die Bybel dat God kan berge laat smelt. Psalm 97 vers 5 praat daarvan. En dat geloof berge kan verskuif. Matteus 11 vers 23 praat daarvan. Soos jy fisiese berg klim om die uitsig te sien, word jy geestelik genooi om vandag die berg van God te klim, om voor sy aangesig te kom. Die klimplek het vra inspanning en geloof en volharding, en dan die uitsigplek is, jou visie verander, wanneer jy bo kom, en jy sien nie meer hierdie massiewe berg voor jou nie, maar die oorwinning wat God gee. Daar waar ons by God is daar vryheid. Vryheid wat ons oorweldig. En wanneer ons hierdie berg sien, dink ons aan iets groots wat onbeweeglik is, wat verhewe is. Berge kan ons intimideer, maar tog ook inspireer. Kolossense 3 vers 23 sê daarso, want wat julle ook al doen dit van harte as vir die Here en nie vir mense nie. So berge in die Bybel is nie net 'n geografiese plek nie, maar 'n geestelike simbool van ontmoeting, van uitdaging, van beskerming en van openbaring. Ek wil vir jou in die boodskapvertaling lees Psalm 24 vers 1 tot 6. En miskien wil jy jou oë toemaak en net luister. Vers 1. Alles op hierdie aarde is die Here se. Ja, die aarde self en alles wat daarop leef en beweeg is syne. Hy het die aarde op die see en riviere gebou. Wie het die reg om in die huis van die Here in te gaan? In die 1933 vertaling staan daar om in die berg van die Here in te gaan. Wie mag sommer by hom gaan staan? Iemand wat nie verkeerd dinge doen en nog minder daaraan dink, is by die Here welkom. Ja, iemand wat nie ander mense kil nie, en wie sy ja en wie sy nee is. Vir so iemand sal die Here baie goed doen. God, sy redder, sal sorg dat sy verhouding met hom reg is. En dan vers 6, dit is die mens wat naby God, die God van Jakob wil wees. Hulle soek na die Here en verlang na sy teenwoordigheid, want in sy teenwoordigheid weet ons is daar vryheid. Nou as ons so kyk na die berg, die beeldspraak uit die natuur, nou berge is van die oudste simbole van iets wat groot en moeilik is om te oorkom, en in die Bybel en ander kulture word berge dikwels gebruik as struikelblokke en groot uitdagings. Nou, geestelik, omdat berge in die Bybel ook 'n plek van ontmoeting is met God, het die gesegde 'n dubbele betekenis, en dit kan 'n negatiewe beeld wees van 'n groot las, maar ook 'n positiewe beeld van 'n plek waar God jou krag gee om wat ook al te kan hanteer. Die berge, as die plek van ontmoeting, wil ek met jou gepraat oor, die Moses ontmoet God en ontvang die wet op die berg Sinai in Eksodus 19, en dan ook die berg van saligspreking, Jesus leer die skare, die berg van verheerliking. Jesus se heerlikheid word geopenbaar. So jou berg kan die plek wees waar jy God se stem hoor in stilte, gebed of in 'n krisis. Dan berge as 'n simbool van geloof wat struikelblokke skuif. Matteus 11 vers 23 sê daar, as iemand vir hierdie berg sê, word opgehef en in die see gegooi, en hy twyfel nie in sy hart nie, maar glo dat dit wat hy sê sal gebeur, dit sal
vir hom gebeur. So die berg hier is 'n voorbeeld van 'n groot struikelblok, probleme en vrees, maar jou berg kan, wat is dit, kan 'n finansiële las wees, of 'n siekte, of 'n stikkende verhouding. En wat is die sleutel? Die geloof is die sleutel wat dit skuif. En dan sê die woord van die Here ook, het jy maar geloof soos 'n mosterdsaadjie, dis al wat ons nodig het. En wat wonderlik is, dat die Heilige Gees help ons om geloof te hê. Ons hoef nie hierdie uit ons eie uit te doen nie. Hy help ons om geloof te hê. Ons kyk bietjie na die berg as beskerming en vesting. Psalm 125 vers 2, soos die berge Jerusalem omsingel, so omsingel die Here sy volk. Die berge is 'n beeld van God se beskerming en sy teenwoordigheid, en wanneer jy bedreig voel, onthou dat God jou omsingel, soos berge, jy is veilig by hom. En wat wil die vyand hê jy moet glo? Die vyand wil hê jy moet glo dat jy is omsingel deur hom, maar die waarheid is, jy is omsingel deur God. Kyk, berge as 'n simbool van God se koninkryk. Jesaja 2 vers 2 sê, die berg van die huis van die Here sal bo al die berge uitsteek. Hebreërs 12 vers 22, maar julle het gekom by die berg Sion, die stad van die lewende God. So berge verwys na die ewige koninkryk van God, ons bestemming, om nie die dal van wanhoop nie, maar dit is nie die dal van wanhoop nie, maar dit is die berg van sy teenwoordigheid. So, ek wil net vir jou hierdie 4 beelde net gou weer herhaal van die berge. Dit is 'n plek van ontmoeting met God. Dit is 'n plek waar geloof, ons geloof, struikelblokke kan laat skuif. Berge dien as beskerming om ons, die teenwoordigheid van God om ons, en dan die berg van God se koninkryk. So ek vat jou net gou weer terug na my bergontmoeting op Tafelberg. Soos daardie dag, toe die weer eers mistig was, en ons die plan sou verander het uit ons eie uit. So ek wil dit net gou so deurtrek. Soms lyk dit of die pad na God se berg toe en versper is. Maar wanneer die mis ooptrek, herinner hy ons dat sy plan steeds is verhouding met ons. Sy plan staan nog steeds, verhouding en genesing en herstel by ons. Nou, ek het gesê, ons het nie die regte skoene aangetrek nie, maar tog het ons aangehou klim. En net so gee God ons die genade om aan te hou, selfs wanneer ons voel, ons is nie toegerus nie. So die roete was styl, en ons het te min water gehad, maar dit was 'n veilige roete, en dit was goed gemerk, so ons het geweet waartoe om te gaan, en net so is die pad van geloof uitdagend, maar God merk dit duidelik, en hy hou ons veilig. En toe ons bo uitkom, was die prys van blaas op die voete en moegheid vergete, die uitsig het alles die moeite werd gemaak. So wanneer jy die berg van die Here klim, verander jou visie, jy sien nie meer die swaar kry nie, maar die oorwinning en die vryheid wat hy ons gee. En dan die bekende Psalm 121 vers 1 tot 2, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. So ek wil jou uitnooi om op hierdie oomblik, saam met my, in gebed, te gaan, berg op, voor die aangesig van God. Al voel jy nie toegerus nie, gee hom kans, om jou visie te verander, na oorwinning, want waar hy is daar vryheid. So maak bietjie jou oë toe, en nou wil ek vir jou vra, wat sien jy, wat is die berg wat voor jou staan? Is dit finansies? Is dit 'n besigheid wat lyk of dit besig is om te vou? Is dit 'n huwelik wat swaar kry? Is dit siekte? Daai werksomstandighede, daai sperdatums wat jy voel, jy so oorweldig.
Stikkende verhoudings met kinders, families, dalk 'n vriendskap. Wat staan op jou berg? Verslawing? Is trauma waaroor jy nie kan kom nie? Staan daar dalk vrees, verwerping, depressie? 'n buiteegtelike verhouding, negatiewe denke en praatjies? Verlore drome, verlies van 'n geliefde, wat staan op jou berg? Kom ons dink bietjie, Here, die berge wat ons voor ons staan, wat ons aandeel in het, Here, vergewe my asseblief vir my aandeel of reaksie in die berg hier voor my. Here, ek vergewe ook mense wat berge voor my kom inskuif het. En Here, die berg wat nou hier voor my staan, wat ek glad dalk nie eens gesien kom het nie. Ek kom staan vandag presies daar, in die teenwoordigheid van God, en vir finansies, wat swaar druk, Here, bid ek, die verlosser en die voorsiening sal wees, ook vir die finansies. Ek vertrou U daagliks, dat U vir my sal voorsien. En dan, Here, terwyl ek hier voor die aangesig staan, wil ek bid vir die huwelik wat swaar kry. Here, bring asseblief herstel, liefde en geduld terug, en leer ons om mekaar weer te dra. Here, ek bring hier die siekte voor U. U is ons geneesheer. Ek vra vir krag, Here, vir genesing en vir vrede in my liggaam en gees. Hierdie moeilike werksomstandighede bring ek voor U. Ek vra, Here, vir wysheid en guns. Here, U maak 'n pad waar daar geen pad is nie. U woord sê so, en ons het dit al gesien. En vir stikkende verhoudings met kinders en familie of dalk vriende, Here, bring asseblief versoening, sagte harte, Here, haal hierdie harde hart uit ons uit en gee ons asseblief 'n vleeshart vir 'n nuwe begin. Vir verlies van 'n geliefde, Here, bring asseblief troos, soos wat net U kan. Vir verslawing, Here, breek asseblief hierdie ketTINGS en vul die leë plekke met die gees van God en vryheid. Vir trauma wat ek nie kan oorkom nie. U is die God wat my hart genees. U is die God wat my wonde genees. By U vind ek rus. Vir vrees, Here, bid ek daai perfekte liefde wat die vrees verdryf. Ek kies om U te vertrou. Vir verwerping, Here, ek is U kind, ek is aanvaar en geliefd deur U. Here, help my om dit te glo, dat my identiteit in U is. En vir depressie, U lig my op uit die donker. U gee hoop en 'n nuwe lied in my mond. En Here, daai buiteegtelike verhouding bring ek vandag na U toe, Here. Ek vra, Here, kom reinig my en kom help my om weg te draai van dit wat ek nou op hierdie oomblik kies, om weg te draai van negatiewe gedagtes en praatjies. Here, vul asseblief my hart en mond met die waarheid en die lof. Here, vergewe my asseblief. En vir verlore drome, Here, U maak alles nuut. U gee my 'n toekoms en 'n hoop. Ek bid op die oomblik vir nuwe drome. Vir fisiese moegheid, Here, U het my liggaam gemaak. Gee my asseblief rus en herstel en nuwe krag, soos die arend wat opvlieg. Laat my slaap en my daaglikse werk deur U seën verfris word. En vir emosionele moegheid, Here, U ken die las van my hart en die trane wat niemand sien nie. Vul my met die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Laat U vreugde weer my krag wees en die genade die wonde van teleurstelling en verwerping heel maak. En dan vir geestelike moegheid, Here, soms voel ek my geloof swak en my gebede leeg. En Here, kom asseblief en kom blaas nuwe vuur binne in my en herinner my dat U genade genoeg is en dat U krag juis in my swakheid volmaak word. So Here, ek verklaar dan ook
op hierdie oomblik, hierdie berg sal nie my einde wees nie. Ek sit saam met Jesus Christus in hemelse plekke en in u krag sê ek vir elke berg skuif in die naam van Jesus. My identiteit is in u en u is die koning van die eer, wat die eer toekom, wat my lewe verander. By u skuil ek en is ek veilig. Amen. En as ons hoor, kyk na die berg, verby die berg, na Jesus bo op dit, wat die uitkoms bring, sal jy saam met hom kan heers oor die berg vanuit hemelse oorwinning visie. Die probleem lê nie meer soos 'n berg voor jou nie, maar jy staan nou op daardie berg in die teenwoordigheid van God. Saam met hom sal daardie berg skuif. Die berg is nie die laaste woord nie, God is, ek sê net but God. Hy is die koning en in sy teenwoordigheid kry ons die krag om te leef vanuit oorwinning in plaas van na oorwinning. Ek gaan jou dit weer herhaal. In sy teenwoordigheid kry ons die krag om te lewe vanuit oorwinning in plaas van na oorwinning. So ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Wees geseënd en weet dat jy mag gaan na die berg van die Here, waar hy jou kom versterk, waar hy jou visie kom verander, waar jy veilig is. Seën vir jou.